Hallo almal, baie welkom by die groot ontbyt. Vandag wil ek gesels oor blosser, wat jy moet doen, watter kleur jy moet gebruik, waar jy dit moet sit en of jy 'n room of poeier moet gebruik. So bly net waar jy is. Ek het al reeds meeste van my grimering aan en gaan begin by die linkerkant waar ek my blosser op die appels van my wange gaan aanwend. En dan by die regterkant gaan ek dit in 'n opwaartse effek sit sodat jy die verskil kan sien. Die plasing van jou blosser is so belangrik, want dit kan veroorsaak dat jy ouer lyk as wat jy is. Vir die demonstrasie gaan ek 'n roomblosser gebruik en ek begin om 'n klein bietjie op die agterkant van my hand te druk. Daarna gaan ek my borsel in die produk druk en seker maak die produk is goed versprei op die borsel. As jy dit nie so doen nie, kan jy met te veel produk op jou gesig sit. Wanneer jy blosser op die appels van jou wange sit, sal dit vir jou 'n ronde effek gee. Dit werk die beste as jy dalk nie volume het by jou wange nie en jy soek 'n voller effek. Let net op dat dit nie vir jou 'n opwaartse effek gaan gee nie. So, as jy 40 jaar en ouer is, sal ek dit nie aanbeveel nie. Indien jy daarvan hou om die blosser op die appels van jou wange te sit, wees net versigtig dat jy dit nie te naby aan jou neus bring nie, want dit skep die illusie dat die middel van jou gesig te swaar lyk. Nou vir die regterkant. Ek wil hê julle moet julleself verbeel dat daar 'n lyn is van die hoek van jou mond af tot by die punt van jou oor. Dit gaan vir jou 'n riglyn gee dat jy nie jou blosser moet aansit onder hierdie lyn nie. Ek is mal oor 'n blosser, want dit gee vir jou daardie natuurlike, gesonde spoel van kleur in jou gelaat. Ek werk altyd in laat, sodat jy kan bepaal wanneer jy die gemaklikste is met die aantal blosser. Sodra ek klaar is, gaan ek 'n deurskynende poeier gebruik op areas waar ek die meeste blink, soos my T-sone. Met dieselfde kleur blosser, maar in 'n poeiervorm, gaan ek met 'n nuwe borsel net liggies oor die roomblosser werk. Hierdie metode sal seker maak dat jou blosser nie teen 11:00 die oggend verdwyn nie. So watter kleur blosser moet jy gebruik? 'n Pink blosser kom in 'n koel en warm ondertoon en word gesien as 'n natuurlike kleur vir jou gelaat. Die beste is om die regte kleur te kies vir jou ondertoon. 'n Rooi blosser is universeel vleiend en lyk die beste op 'n medium tot donker gelaat of enige iemand wat 'n warm ondertoon het. 'n Bessie kleur blosser is die beste vir 'n koel ondertoon of as jy 'n medium tot donker gelaat het. Perske kleur blossers is vir wanneer jy 'n lig tot medium gelaat het en jy het 'n warm of neutrale ondertoon. 'n Roomblosser is die beste vir iemand met 'n droë of volwasse tipe vel en 'n poeierblosser is die beste vir 'n olierige vel. Natuurlik kan jy die twee kombineer om seker te maak dat jou blosser die hele dag lank hou. Ek hoop julle het vandag gesien dat jy nie moet bang wees vir 'n blosser nie en dat dit jou vriendeliker en jonger kan laat lyk. Laat weet my gerus in die kommentaar afdeling watter tegniek jy die meeste van gehou het. Die een op die appels van die wange of die een in 'n opwaartse rigting. Vir meer raad en inspirasie gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. Tot volgende week. Totsiens.